Hy is wonderlik. Hy is tot alles in staat om alles vir jou te doen. Die Here is hier en die Here is in staat om nou vir jou bonatuurlik jou klip uit die pad uit te rol, sodat die beloftes van die Here in jou lewe tot vervulling kan kom. Net daar waar jy is, saam met miljoene ander reg oor die wêreld, wat hierdie dag vier as Sondag opstanding, wil jy nie net jou hande saam met my omhoog hou nie. Welkom net die koning van die konings binne in jou lewe in. Dank hom vir die kroon wat hy gedra het. Die kroon wat oor jou lewe regeer. Die kroon wat vasgeslaan was op sy hoof en bloed het begin vloei. Bloed oor gedagtes. Sy bloed vloei vanoggend oor jou gedagtes en om jou gedagtes skoon te maak. Sy bloed is oor jou oë vir dit wat in jou blootgestel is, wat jy so probeer mee deel. Daai prentjies, daai video's wat jy gekyk het, dit wat jy sien, die bloed wat oor jou mond loop, die bloed wat genoeg is vir jou om te genees, wat herstel kan bring, waar woorde seer gemaak het. Ek verklaar dat daardie bloed, nou, soos wat het val en geval het op harte, bid ek dat die Here vandag jou hart gesond maak. Ek bid dat sy bloed is vir jou genoeg, dat die Here se bloed wat nou oor die ingewande is, vloei tot die bloed van die Here wat oor privaatdele gevloei het. Miskien waar jy ontheilig is, wil die Here vandag vir jou sê, ek heilig jou. Ek herstel jou. Soos die bloed vloei oor die heupe, dis waar jou beursie gehou word. Miskien is daar geld wat jy gebruik het wat nie God vereer het nie. Maar die bloed van die Here Jesus is genoeg vir jou vandag. Soos wat sy bloed vloei en soos wat sy bloed gevloei het oor sy hande. Miskien soos wat jy jou hande nou omhoog het om te sê, Here, my aksies en dit wat ek gedoen het, Here, kom herstel dit, kom maak dit skoon, Here. Miskien oor jou voete, waar jy gestap het, die rondes wat jy gedoen het, waar jy gefaal het, as 'n mens. Sy bloed is genoeg. En vanoggend wil ek hê dat soos wat ons hier staan, dat jy opkyk en dat jy daai doringkroon sien. En dat jy onder daardie doringkroon staan. Ek verklaar, ek bid vandag dat die Here jou in hierdie dag sal seën. Ek bid dat die Here jou in hierdie dag sal heilig. Ek bid dat die Here jou in hierdie dag sal reinig maak. En ek bid dat die Here jou in hierdie dag sal optel. Want as jy terugkyk, sal jy sien, jou klip is so pas uit die pad uit gerol, sodat die beloftes van die Here vandag in jou lewe tot stand kom. In Jesus naam. En as jy dit saam met my glo, kom ons sê amen. Gee die Here 'n klapoffer vir dit wat hy vir jou gedoen het. Kyk na die ou langs jou en sê, jy lyk definitief beter as die laaste keer toe ek jou gesien het. En dan is jy welkom jou sitplek te neem. Baie dankie. Dankie vir die voorreg. Is dit nie 'n wonderlike dag vandag nie? Sondag opstandingsdag. Sê so opstandingsdag. Is dit nie wonderlik wat die Here vir jou en my opgestaan het nie? Hy het arm geword sodat ek en jy kan ryk wees. Nie in geld nie, ryk wees in persoonlikheid
soos ek. Sodat ons kan ryk wees in genade en in liefde en in oorvloed. Wie stem saam met dat die Here se goedheid is vir jou ook net so? Amen. Amen. En oepsie, amper loop ek nou hierin. As jy jou Bybel hier het, is jy welkom om saam met my oop te maak, want ek dink dit is van pas vir vandag. Ons praat vandag uit die boek van Markus uit, Markus 16. Hoeveel tyd het ek julle? Het ek so 20 minute, 25 minute, 'n uur, 2 ure, 3 ure? Wie sê 6 ure? Niemand nie. Okay. Dis regtig lekker om hier te wees vandag. Baie dankie julle. Is vir my so 'n voorreg. Julle almal se gesiggies lyk so mooi. Dis lekker om julle te sien. Wie's bly dat ek hier is? Baie dankie vir daai entoesiastiese harte. Beautiful. Nou kom ons gaan en weer eens baie dankie vir die voorreg dat ek hier by julle kan wees vandag. Markus 16. Markus 16. Ons praat oor die opstanding. Markus 16 vers 1 en toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome, speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat daar die steen weggerol is. Want dit was baie groot. Sê saam met my, die steen is weggerol. Wie het al ooit gevra, Here, sal U vir my klip uit die pad uitrol? Wie het al gedink, Here, help my met die ene? Miskien kom jy en sê, Here, ek sal myself help, en wat ek myself nie kan help, dan vra ek U. Is dit nie oor die mens nie? Nee, hier is nie die werk vir die Here nie, hier is my werk. Ek moet dit doen. Maar wat die Here vandag vir jou wil sê, ek wil jou klip ook uit die pad uitrol. Sê saam met my, hy sal my klip wegrol. Hy weet nie waarmee sukkel jy vandag nie. Hy weet nie wat is jou uitdaging nie. Ek weet nie hoekom jy hier is vanoggend nie. Maar vandag gaan die Here jou klip uit die pad uitrol. Vers 5, en toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om, aan die regterkant sit en hulle het baie geskrik. Laat my dink hierdie engel, vanoggend vroeg, dis 2 uur vanoggend, in ons kamer is hierdie mooi gordyne, dan is daar so, en bo op die gordyn is daar 'n reëling. En op hierdie reëling is, ons het so, ons gordyne oorgedoen, so daar's so goue pilaar daar met so mooi centerpiece, wat noem ons dit, centerpiece. En julle vanoggend, toe val daai ding af. En ek wil vir jou so sê, ek gaan die waarheid praat. Ek het nie mooi gepraat nie. My eerste woord was ongelukkig 'n vloekwoord. 'n nie mooi woord nie. Nie 'n mooi woord wat ek in my eie mond het gehoor in die jare nie. Toe wonder ek, wat lê regtig hier binne in? Wat is agter hierdie hart van klip? Wat is regtig agter hom? En terwyl ek nou wakker is, ek bedoel, ek het so geskrik. Julle, ek het so geskrik, ek gaan volgende week oor eers kom. Maar ek lê daar en ek sê vir Amin, toe sy nou ook wakker geskrik het, nie van die val nie, maar van my woorde. Toe sê ek vir haar, ek het 'n idee, dis hoekom engele ons nie besoek nie. Of hy gaan geskiet word, of hy gaan gevloek word, een van die twee, so dis hoekom engele nie mense besoek in Suid-Afrika nie.
En ek het miskien gedink, miskien moet ons gesamentlik net sê, Here, ek is jammer, dat ek so wakker word in die oggend. Maar het julle al gehad, jou kinders, kom maak jou wakker, maar maak jy nie wakker nie, hulle staan so, dan staar hulle vir jou. Nee? En dan, as hulle is te bang om jou wakker te maak, maar jy weet nie wat regtig goed nie, die feit wat hulle jou nie wakker gemaak het, of die feit dat jy wakker gestaar is nie. Wat een oggend toe, Emil so voor my staan, en my staar en hy kyk nie vir my. En ek word wakker. En ek kry myself weer met 'n woord van blik. O, blik. En hy sê, jammer papa, ek wil nie dat skrik nie. En hy presies dieselfde. Sorry, ek het nou 'n bietjie van die pad verbuisd geraak, ons gaan weer terug na die skrifte toe. Maar julle weet wat ek bedoel. Engele. Kom ons kyk verder. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Span, Steven. Julle soek Jesus die Nasareëner, wat gekruisig is. Hy wat opgestaan. Hy is nie hier nie. Sê saam, hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Daar. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus. Gaan sê vir sy disippels en vir Petrus. Dis nie gaan sê vir die disippels nie. Dis gaan vra vir gaan sê vir die disippels en vir Petrus. Sê saam en vir Petrus. En hoekom sê sy en vir Petrus? En vir Petrus. En vir Nolan. En vir Steven. En vir Pieter. En vir Chris. En vir Susan. En vir Martha. En vir Andrea. En vir Andrew. En vir Bertus. En vir Erik. En vir Diana. En vir Dion. En vir Gert. En vir Hendrik. En vir Hannes. En vir Sarel. En vir Stefan. En vir Steve. En vir Steven. En vir Tertius. En vir Karel. En vir Zandrey. En vir Zander. En vir Petrus. En vir Johan. En vir Jandrey. Ons sê vir die disippels en vir Jandrey. Ons sê vir die disippels en vir Johannes. Vandag wil ek hê dat jy jou naam daarin sit. We gaan sê vir sy disippels en vir Petrus. Sê saam met my en vir Petrus. En dat hy voor julle uitgaan. Wie sê saam dat die Here Jesus ons vooruitgaan? En vir elke naam wat ek genoem het, vir elke persoon wat hier is, die Here Jesus het jou vooruitgegaan. Wees nie bevrees nie, want die Here is met jou. Maar ene wat vir my uitgestaan, want ek vra die vraag, Here, hoekom het u gesê en vir Petrus? Besef ek een ding, omdat Petrus gedink het, Jesus het dit so bestem. Hy het dit so bestem dat hy die opdrag vir die engel gesê het, sê vir die disippels en vir Petrus. Hoekom sê vir en vir Petrus? Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus. Hoekom noem God hom spesifieks? Vir Petrus. Want hy sê vanoggend vir jou, dis ek en jy. Want in Petrus se geval het Jesus geweet. Petrus op daardie oomblik werk enorme drama deur. Hy het geweet hy's in 'n moeilike plek. Die Here wou hom nie uitgesluit het nie. En vandag wil ek vir jou so sê, maak nie saak wat jy ooit kon verkeerd doen, maak nie saak wat jy ooit verkeerd gedoen het nie, maak nie saak hoe jy gefaal het nie, maak nie saak hoe droog jy gemaak het nie. Hy sluit jou in. Die Here is hier vandag
om vir jou te sê, ek is hier vir jou. Petrus het gedink dat hy uitgesluit is. Miskien is jy vandag waar jy voel jy is uitgesluit, omdat sy mislukkings baie publiek was. Petrus was gebreek. Petrus het gevoel hy het sy roeping verloor. Petrus het persoonlik na genade nodig gehad. Petrus, sê so my Petrus. En vandag wil ek vir jou so sê, jy is nie uitgesluit nie. In die situasie wat jy jouself in bevind, jy is nie afgestig, jy is nie alweer wat het ek hier gesê? Jy is nie afgesny nie. Jy is nie afgesny van God se genade nie. Vanoggend wil ek vir jou so sê, jy is nie te ver van die Here af nie. Maak nie saak wat jy voel nie. Baie keer dan voel ons is ver, maar hy is nooit ver, hy is altyd naby. Hy is alomteenwoordig. Hy voel miskien vir jou ver, maar die Here is vanoggend vir jou naby. Hy wil vanoggend vir jou sê, jy is nie gebreek nie. Op hierdie noot wil ek graag hê, dat jy saam met my gaan na Markus 16 toe, asseblief. Nee, nie Markus 16 nie. Kom ons gaan oor na Matteus 14. En Matteus 14 is iets wat ek gaan lees het oor Petrus, en dit is nogal iets baie interessants wat ek hier gelees het, en Markus 14 en vers 27, kom ons lees dit, en toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in daardie nag aanstoot aan my neem, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape sal verstrooi word, maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit Galilea gaan. En Petrus sê vir hom, al sal almal ook aanstoot neem, dan tog nie ek nie. Daarom sê Jesus vir hom, voorwaar ek sê vir jou vandag, in hierdie nag voordat die haan 2 maal kraai, het jy al 3 maal my verloon. Maar hy het nog meer aangehou en gesê, al moes ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. En net so het almal ook gesê, sê die skrifte. Miskien is jy vandag hier, wat jy daai verklaring gemaak het, Here, ek sal u nooit los nie. Here, ek maak 'n belofte vir my geld. Here, ek maak 'n belofte, ek sal 'n getuienis vir u wees, waar ook al ek myself bevind. Here, ek sal u dien. Baie maal kry ek mense in my kantoor, wat sê, ek maak 'n besluit vandag. Ek gaan dien. Ek gaan die Here dien. Ek gaan 'n getuie wees by die werk. Ek sal die pas aanwys. Here, ek sal u aanbid. Here, ek sal goeie dade doen. Here, ek sal dit nooit weer doen nie. Here, ek sal goedgunstig wees teenoor almal wat my te laag gekom het. Here, ek sal, u kan op my reken. Dan kom daai eerste werksbraai. Die grappies wat gaan op die braaiplek. Of die gesprekke wat gaan met daai eerste bierprop. Maar voor jy jouself kry, dan sê jy weer daar. Miskien is jy op 'n plek waar jy sê, Here, ek gaan nou op 'n dieet gaan. Wat gebeur daai volgende dag? Nooi iemand jou uit wat koek gemaak het. Dan dink jy wil die koek bestraf. Dan eet jy maar die koek, jy bestraf jouself. Wie weet wat ek van praat? With every new level, there is always a new devil. Uneasy sleeps the head that wears the crown. Wanneer jy jouself bekroon en sê, ek sal nie, en ek sal. Dis dan die oomblikke wat jy jouself dadelik vatbaar maak om te val. Hierdie dag is gereken, sodat jy kan vry wees van alle uitsprake wat jy gemaak het. Die Here maak jou vandag vry. So mag jy vandag by hierdie deure uitstap om te weet, ek is vry, danksy Jesus Christus.
Die beloftes, die uitsprake wat jy ook al gemaak het. Die Here maak jou vry. Omdat Petrus gedink het, Petrus maak beloftes wat jy nie kan hou nie. Vriende, vandag wil ek jou aanmoedig, moenie beloftes maak wat jy nie kan hou nie. Moenie beloftes maak wat jy nie kan hou nie. Jou beste werk is soos 5 lappe voor hom. Dis bloot genade. En dit is nogal interessant vir ons dink, ons gaan meer kerk toe gaan, ons gaan in selgroepe betrokke raak, ek gaan meer dien, ek gaan in die straat staan, ek gaan vir Jesus bid, vir mense bid, en ek gaan alles doen. Want wat ons doen, ons sit 'n klomp lysies op, sodat ons net kan beter voel. My vriend, niks wat jy doen, kan jou ooit laat beter voel nie. Dis die genade van Jesus Christus, wat op die kruis uitgedra het. Sy opstanding is vir jou genoeg. Petrus sê, al moet ek saam met u sterf, ek sal u nooit verloon nie. Hoeveel keer het ek en jy nie al gesê, Here, ek sal altyd sterk staan. Ek sal nie weer val nie. Maar ons bedoelings en ons realiteite stem nie altyd ooreen nie. Gedagte 2, Matteus 26. Matteus 26 vers 58. Matteus 26 vers 58. Ons lees so van vers 57 af. En die wat Jesus gevange geneem het, het hy weggelei na Kajafas, die hoofpriester, wat die skrifgeleerders en die ouderlinge vergader het. En Petrus het hom van ver af gevolg, tot by die paleis van die hoofpriester, en hy het ingegaan en by die dienaars gaan sit, om hom op die einde te sien. Weet jy wat? Petrus begin van ver af volg. Miskien is jy hier vandag, wat jy die Here nou van ver af volg. Ek weet die werk kerke, jy sit heel eers agter en hoe meer gemakliker raak, jy skuif jy meer vorentoe. En dan hang af hoe lank jy in die kerk is, dan begin jy na die middelblok toe kom. En dan as jy nou regtig hoër graad kerklede is, dan sit jy heel voor. Jy sit in die middelblok, en dis die rang. Maar vandag wil ek vir jou so sê, all are equal at the cross. Al sit jy heel agter vanoggend, al is dit die eerste keer wat jy in die kerk is, vir die laaste 3 jaar, vandag wil ek vir jou so sê, sy genade is vir jou genoeg. Jy hoef nie daar te sit of hier voor te sit nie, oral is hy sy genade vir jou genoeg. Die Here wil vandag vir jou so sê, soos wat Petrus ver gevoel het, so hoef jy nie ver te voel nie. Weerhou jou daarvan om, ons noem dit backslide, ons begin drift. Ek sê altyd, 2 boats never drift together, they just drift apart. Moenie drift nie. Soek die Here in die dag van onheil, en hy sal vir jou deurkom. Wanneer ons minder bid, wanneer ons probeer naby leef, minder naby leef, en minder luister, begin ons stadig wegdryf. Vandag is 'n goeie dag, vandag is 'n opstandingsdag, vandag is die dag wat die Here vir jou sê, al het jy gedrift, ek is by jou. Al voel jy hom nie, hy's by jou. Het jy al gevoel die Here is ver van jou af? Weet jy wat? Ek het al ver gevoel. Ek het al ver gevoel, ek het al gevoel, op tye in my lewe, dink ek, Here, as mense my ken, die woorde wat rondgaan, daai man stap 'n pad met die Here, hy is naby die Here. Maar daar is stadiums in my lewe, wanneer ek voel, ek is ver. Ek is maar net 'n mens. Miskien voel jy vandag, ek is ver van my doel af. Ek is nie waar ek moet wees nie. Hierdie opstanding Sondag is vir jou om te sê, gaan sê vir my kind, alles is okay, ek het opgestaan.
Die Here het vir jou opgestaan, my liewe vriend. Markus 14 vers 66. En terwyl Petrus onder die biddeplaas was, daar kom een van die diensmeisies van die hoofpriester, en toe sy Petrus sien, besig om hom warm te maak. Ek weet nie hoe wat sy besig om warm te maak nie. Het sy vir hom gas gegee? Het sy hom warm om die kraag gemaak? Wat het sy gedoen? Sy besig om warm te maak, maar kyk na sy hom en sy kyk na hom en sy sê, jy was ook by die Nasarener Jesus. Maar hy het ontken en gesê, ek weet nie en ek begryp nie wat jy sê nie. Ek wil hê jy moet hierdie prentjie sien. Staan jy vir my hier asseblief? Nee, staan jy vir my hier? Staan jy ook vir my hier? Broer, staan jy ook vir my hier? Nou staan jy, hou hom vas. Hou hierdie ou vas. Hou hom vas. Ja, hou daai arm vas, hou daai arm vas. Ja, kom jy ook sommer. Hou hom vas. Ruk vir my 'n bietjie rond by. Hou sy gesig hier by my. Kom jy op pad uit want ek wil hom nou uitslap. Wil hom nou hou gee. Staan hou daai hand vas. Laat die mense kan sien wat ek wil doen. Staan net so. Hou hom vas. En hy hou kom. Hy breek teen sy neus vas. Die bloed loop. En terwyl hy slaan, draai hy om. En hy sê, ek ken jou. Jy was by hom, kom jy hier? Wat is ons jou eerste reaksie? En jy sê, ek. Dankie julle. Weet jy wat, is baie makliker om te sê ja as nee. Maar elke ja is aan nee genees. Ja, ek sal vir die opstaan beteken jy sal nee moet sê vir jou vrese, nee sê vir jou onsekerhede, nee sê vir die oomblikke wat jy dink, ek gaan nou my naam met 'n plank slaan vir my vriende en my familie. Miskien is jy die een wat vanoggend hierdie woord nodig om te hoor, dat die Here sê vandag vir jou, weens omstanding Sondag, sê hy vir jou, dis oukei. Al het jy hom verloon, dis oukei. Al voel jy het die Here gefaal, vandag, se opstandingsdag, sê vir jou meneer, alles is oukei. Sy genade is vir jou genoeg. Elke persoon wat hier so sit, het nodig om te weet, dat sy genade is vir jou genoeg. Hy sê, ek ken die man nie, van dapper woorde na ontkenning toe. Dit wat vrees, druk en mense se opinies kan hou, beïnvloed wie jy is. Markus 14 vers 72 kom die volgende woord en hy sê die volgende. En vir die 2 keer het die haan gekraai en Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het. En voor die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. En hy het in trane uitgebars. Die eerste keer wat ons iemand sien en 'n senuwee ineenstorting het. 'n Senuwee ineenstorting wat hy besef, hy het nou verragtig droog gemaak. Ek het al baie droog gemaak in my lewe. Goed wat ek nog steeds oor spyt is. Sekere aksies in my lewe waaroor ek spyt is. Ek is nie die perfekte mens nie. Maar een ding wat ek besef het, ek is net een van die, soos Petrus, wat die Here genade gehad het op daai opstandingsdag. En ek wil vir jou so sê, sy genade is vir jou genoeg. En dat die Here vandag vir jou wil sê, my kind, wees nie angstig nie. Kyk nie angstig rond nie. My genade is vir jou genoeg. Die klip is weggerol, hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Hy het opgestaan vanoggend dat jy kan weet, dat sy genade is vir jou genoeg. Sê saam met my, sy genade is vir my genoeg.
Al val ek hoeveel keer. Maar 'n opstanding Sondag verander alles. Die Bybel sê in Markus 16 vers 7, gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, wat is jou naam? Sê jou na die telling van 3, sê jy jou naam hardop. 1, 2, 3. Hy sê vir jou vandag, gaan sê vir Nolan, gaan sê vir Donay, gaan sê vir Pieter, gaan sê vir Chris. Sy genade is vir jou genoeg. Vandag wil ek vir jou sê, hierdie boodskap wat ek met jou deel vandag, die ek en jy, ons is soms vol beloftes, ons breek dit, ons is soms naby, ons dryf weg, ons is soms sterk, maar ons val hard, ons is soms gebreek en skaam, maar hierdie Sondag sê vir jou, jy is nie afgeskryf nie, jy is nie uitgesluit nie, jy is nie ver weg nie, jy is nie gebreek nie. Vandag sê die Here vir jou, gaan en sê vir jou. Net daar waar jy is, vir jy net jou hande uitstrek na die Here toe. As jy vir my so pads agtergrond kan speel, net sagte musiek. Petrus is van 'n gebroke man herstel. Van 'n man wat bitterlik skaam gekry het. Is 'n geroep. Van die feit wat hy verloor het die Here Jesus hom vrymoedigheid gegee. Opstanding Sondag maak jou vry. Vandag is die dag vir die Here jou vry maak. Vandag is die dag wat hy vir jou sê, my genade is vir jou genoeg. Hierdie eenvoudige gedagte wat ek vir jou het, wat ek vir jou sê, wat die Here vandag vir jou wil sê, ek het vir jou opgestaan, volg my. Miskien is daar dinge wat jy verklaar het, miskien is daar dinge wat jy ver af was, miskien is jy op 'n plek wat jy uit mekaar uitval en jy voel net skaam oor dit wat jy gedoen het. Ek bid dat die Here daai donkerte van jou verwyder. Vandag sê die Here vir jou, ek haal jou uit jou donker put uit. Die graf is oopgemaak. Daar's nie meer donker nie, daar's lig. Ek wil miskien hê in hierdie oomblik vir jy nie net na iemand toe langs jou draai. Nee, vir hom sê dis okay. We're gonna give it another go. Gaan weer probeer. Sy genade is vir my genoeg. Ek wil hê jy moet opkyk. Wat ek wil hê jy moet sien, jy moet 'n doringkroon sien. Plaas jouself onder daai doringkroon. En soos daai bloed drup op jou. Here, dankie.
Jy is vir my genoeg. Wat sê vir Petrus? Omdat Petrus gedink het, hy is uitgesluit. Hy was toe nooit uitgesluit nie. Omdat sy mislukking baie in die publiek was. Sê nee, nie met die Here Jesus nie. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Wat sê vir Petrus omrede hy gebreek was? Wat sê vir Petrus omdat hy nog steeds 'n roeping gehad het? Wat sê vir Petrus omdat sy my genade vir hom genoeg is? Vandag wat ek vir jou sê, gaan sê vir Petrus. Amen. Speel hy musiek asseblief. As jy gebed nodig het, as jy wil hê dat iemand saam met jou bid, is die gebed een ding. Jy's vry. Wie sing saam met my? Jy's vry. Kom ons staan op, kom ons eer die Here vir dit wat hy gedoen het vir jou en my. Dank die Here vir 'n Sondag opstanding, vir Paasnaweek, vir dit wat hy vir jou gedoen het. En soos jy uit jou stoel uit opgestaan het, mag jy vandag opstaan as 'n nuwe mens. Mag jy vandag opstaan in 'n nuwe posisie. Mag jy vandag opstaan in 'n nuwe plek van oorwinning in jou lewe. Mag jy vandag opstaan en dat jy weet die ou mens is daar, die nuwe mens het opgestaan. Kyk agter jou, sê hierdie ou mens, jy bly daar. Die nuwe mens staan op in Jesus naam. Kom ons gee die Here 'n klapoffer. Halleluja. Ek onmiddellik kom hierdie skrif in Openbaring 21 vers 5. Dis hy wat op die troon sit het gesê: Kyk, ek maak alles nuut. Ja, beautiful. Dis waar hierdie dag gaan. Alles het verander van hierdie dag. Want hy is bevestig as die Seun van God, hy opgestaan het. En wat hy vir jou kom sê, en hoor die woord vanoggend, hy het jou kom nuut maak. Jy is 'n nuwe skepsel. Hou op, luister na die leuns wat vir jou sê jy is gemors, wat jou herinner in jou verlede, want jy's 'n nuwe skepsel. Hy maak alles nuut, jy is nuut. En omdat hy vir my opgestaan het, hoe kan ek anders as om vir hom op te staan? Wie net saam met my sê nie, omdat hy vir my opgestaan het. Hoe kan ek anders as om vir hom op te staan? So hier buite in hierdie wêreld, wanneer hierdie wêreld betree, as jy by die deure uitgaan, gaan staan op vir Jesus. Daar tussen jou familie, daar tussen jou kollegas, daar in hierdie wêreld, staan op vir Jesus, want hy het vir jou opgestaan. Amen. Dankie Steven vir jou gehoorsaamheid, vir die woord wat ons harte tref. Ons het dit nodig om te hoor. Somstyds is ons daar die Petrus. Maar wat die Here net ons kom sê, maar ek roep jou en ek sonder jou uit om te sê, ek verstaan waardeur jy gaan. Ek skryf jou nie af nie. Moenie agter ronddwaal nie. Raak deel van die voorbokke soos jy altyd was. En dankie dat jy hier was. En dankie dat jy die lig en die sout vir die wêreld is. Vir wêreld daar buite wag vir jou om gehoorsaam te wees aan die roepstem van Jesus, sodat hulle ewigheid moontlik verander kan word, omdat jy gehoorsaam is aan die roepstem van die Here. Gaan maak 'n verskil en verkondig Jesus, maar laat jou lewe eerste getuig. Ek seën jou met die keer van sy seëning. Mag goedheid en guns julle volg. Mag gesondheid jou deel wees en mag hy die vensters van die hemel oor julle oopmaak en die keer van sy seën oor jou uitgiet
En dit bid ek in Jesus naam vir elkeen. Geseënde Sondag verder. Ons sien julle volgende week. Nooi iemand saam.